Genade is een van die woorde wat ons baie hoor, maar nie altyd in volle verstaan nie. En ons bid daarvan en ons sing daaroor, maar het ons al regtig bietjie stilgestaan en net vir onsself gevra, wat is genade? En genade is nie iets wat ek of jy kan verdien nie. Dis iets wat net ek of jy kan ontvang. En wanneer ek dit ontvang, dan verander dit alles. So wat is genade? Genade is 'n onverwagte geskenk van God af, wat ons nie kan koop, bewerkstellig of verdien nie. En vandag gaan ons 'n bietjie kyk na Efesiërs 2, en spesifiek van vers 8 tot 10. En ek lees vir ons voor vanuit die Amplified. For it is by grace, God's remarkable compassion and favor, drawing you to Christ, that you have been saved. En in hakie staan daar, actually delivered from judgment and given eternal life through faith. And through this salvation, it is not of yourselves, let wel, it is not of yourselves, not through your own efforts, staan daar in hakies, but it's through the undeserved, gracious gift of God. Nou in vers 9 gaan verder en sê, not as a result of your works, nor your attempts to keep the law, so that no one will be able to boast or take credit in any way for his salvation. En dan vers 10 sê, for ons, ek en jy, we are his workmanship, his own masterwork, a work of art, created in Jesus Christ, reborn from above, spiritually transformed, renewed, and ready to be used for good works with which God has prepared for us beforehand, taking paths which he has set, so that we can walk in them, living the good life which he prearranged and made ready for us. Nou ek en jy moet besef, genade is die hartklop van die evangelie, né? En ek dink as ons in die Bybel in 'n paar woorde moet opsom, sou dit beslis genade gewees het, dit sou liefde gewees het. Maar wat beteken hierdie genade regtig vir my en vir jou? Want ons lewe maar in 'n harde wêreld, en ons lewe in 'n wêreld vol wat gedrewe is op prestasie en verdienste. En van kleins af leer ek en jy, ons moet hard werk en ons moet reg doen, en dan sal ons beloon word. Maar maak 'n fout en daar is gevolge. Maar dan kom God en hy werk anders. Heeltemal die teenoorgestelde. Want Efesiërs 2 sê iets radikaal vir ons, nee, daar staan, uit genade is julle gered, deur geloof, en dit nie uit julle self uit nie. Dit is 'n gawe van God. Dit beteken, ons verhouding met God is nie gebou op dit wat ons doen nie, maar op dit wat hy gedoen het. Nou, waar is die beginpunt in elke Christense journey? En ek en jy moet vir mekaar vandag sê, ons is verlore sonder genade. En hier in Efesiërs skryf Paulus eerlik, hy skryf, julle was dood deur julle oortredings en julle sondes. En hier is nie net 'n waarheid nie, 'n gewilde waarheid nie, maar is 'n belangrike een. Want ons moet besef, sonder God is ons nie net 'n bietjie verlore nie, want eintlik is ons heeltemal afhanklik van hom. En ek en jy probeer onsself baie keer justify, en ons probeer onsself baie keer red deur goeie werke, deur godsdiens, of selfs deur morele gedrag, maar niks hiervan kan ons red nie, want dis soos om iemand te probeer red dis soos iemand wat probeer om homself uit dryfsand uit te trek. Hoe harder jy stoei en hoe harder jy probeer, hoe dieper sink jy. Nou, een van die waarhede oor genade is, ons het dit nodig, so nodig, want ons kan onsself nie red nie. Die tweede punt is God se hart, want God se hart is ryk in genade. En ons sien dan hier in Efesiërs 2 verander die teks skielik, want daar staan, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons lewendig gemaak saam met Christus. Nou daardie twee woorde, maar God, verander alles. God kyk na ons nie met veroordeling nie, maar met diepe ontferming. Hy kyk nie na ons met afstand nie, maar met liefde. En hy is nie suinig met sy genade nie, hy gee oorvloedig daarvan. Dit beteken vir my en vir jou baie goeie nuus, want dit beteken daar's genoeg genade vir my en jou verlede. Dit beteken daar's genoeg genade vir my en jou hede. En dit beteken daar's genoeg genade vir my en jou toekoms. Daar is nie 'n punt waar God ooit gaan kom en sê,
nou is my genade op nie. Die derde punt, en ja, genade is 'n gawe, dis nie 'n beloning nie. Paulus beklemtoon dit ook hierso, hy skryf, dit is nie uit werke, sodat iemand kan roem nie. Ons hou daarvan om te voel, ons het gewerk vir iets, of ons hou daarvan om te voel, ons verdien iets. Maar genade werk nie so nie. Dink maar aan 'n geskenk. Jy werk nie vir 'n geskenk nie, jy ontvang dit net. En as ek en jy daarvoor sou moes werk, sou dit nie langer 'n geskenk gewees het nie. En dit is dieselfde met genade, want genade kan nie gekoop word nie. Genade kan nie verdien word nie. Genade kan net ontvang word. En genade vra nederigheid van my en van jou. En beslis, vir my en vir jou as kind van God, verander genade ons identiteit. Hoekom sê ek so? Want vers 10 sê, ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus. Nou, genade verander nie net ons bestemming nie, dit verander wie ons is. Dit is soveel meer, nie, want langer, ek en jy is nie meer 'n gevangene van ons verlede nie. Ek en jy is nie 'n fout of 'n produk van ons foute nie. En ek en jy word nie gedefinieer deur ons mislukkings nie. Maar ek en jy is God se werk, sy skepping, sy geliefde kind. Nou genade sê nie net, jy is vergewe nie. Genade sê vir ons, jy is 'n nuwe skepsel in en deur my. Nou genade lei ook tot 'n nuwe lewe, né? Maar baie mense verstaan genade verkeerd, want hulle dink, as God my alles kan vergewe, kan ek leef soos ek wil. Nou, met ware genade toon en doen die teenoorgestelde. Want wanneer jy besef hoe groot God se liefde en genade vir jou is, verander dit beslis jou hart. Want dan begin jy net gehoorsaam wees om God se liefde te verdien nie. Jy is gehoorsaam omdat jy dit reeds ontvang het. Nou, genade lei tot dankbaarheid, tot by gehoorsaamheid en 'n begeerte om anders te lewe. Nie uit dwang uit nie, maar uit liefde uit. Nou genade vloei ook na ander, want dit stop nie net by ons nie, nee. So as God so genadig vir my en vir jou kan wees, en as hy ons so genadig behandel, hoe kan hy dan hard wees teenoor ander? Dink maar aan mense wat jou seer gemaak het, mense wat jou teleurgestel het, mense wat ek en jy dalk dink dit nie verdien nie. Genade sê, behandel hulle nie soos dat hulle verdien word nie, maar behandel hulle soos God jou behandel. En dis moeilik, dit vra opoffering, maar dit, my vriend, is die pad van Christus. Nou ek en jy het elke oomblik van elke dag 'n oop uitnodiging om genade te ontvang. En miskien sit jy hier vandag en dink, hierdie genade is seker net vir ander mense, dit is nie vir my nie. Maar luister mooi, genade is juis vir mense wat dink, hulle verdien dit nie. Genade is juis vir mense wat dit nie verdien nie. Genade is vir die wat moeg is, van gees, van siel. Genade is vir die gebrokenes. Genade is vir die skuldiges. Genade is vir die wat voel, hulle het te ver gegaan. En ons niks wat jy of ek ooit kan doen, wat groter is as God se genade nie. Nou, genade is nie net 'n teologiese idee of stelling nie. Genade is 'n werklikheid wat ons elke dag dra. Dit red ons, dit herstel ons en dit verander ons. En mag ons deur God se genade, hierdie genade van hom, nederig ontvang, dit diep waardeer en dit ruim uitdeel. Want op die einde van die dag staan ek en jy en elkeen van ons op dieselfde grond. Nie uit ons eie verdienste uit nie, maar deur die genade van God staan ons op daai grond. En miskien voel jy vandag dalk nie goed genoeg nie. Miskien dra jy skuld of skaamte of spyt. Hoor dan net vandag hierdie waarheid. God se genade is groter as jou sondes. Sy liefde is baie dieper as jou foute en sy arms is oop vir jou. Ja, sy arms is oop vir jou. Nou, ons het nou gesê genade is nie iets wat jy kan verdien nie, dit is net iets wat jy kan ontvang. En wanneer jy dit ontvang, verander dit alles. Mag ons vandag weer ontdek, ons leef nie in ons eie krag nie, maar deur die genade van God. Mag ons besef hoe nodig ons hom het, hoe nodig ons sy genade het. En ons moet ook onthou,
dat daar 'n verskil is tussen genade en tussen barmhartigheid, tussen grace en tussen mercy. Maar mag ons hierdie genade, hierdie grace van die Here, mag ons dit ervaar, mag ons dit raak sien in ons lewens, mag ons dit koester, mag ons dit vashou en mag ons toelaat dat die Heilige Gees ons verander in en daardeur, sodat ons ook in 'n lewendige verhouding met hom kan werk. Amen. Kom ons sluit net ons oë. Aba Vader, dankie vir u genade. Here, dankie dat u genade vir ons genoeg is, vir my genoeg is, Here, al kom ek van waar ook al af, Here. Dankie, Here, dat u my skoon was met u goddelike genade en dat u goddelike genade vir my nog 'n kans gee, Vader. Mag ek deur u goddelike genade deur hierdie lewe gaan, Here, in die plan wat u vir my bepaal het, Here, sodat, Here, ek nader en nader en nader aan u kan beweeg, Here. Dankie vir u goedheid, u guns en u genade in oor en deur ons lewens, Here. En dankie dat ons ook op die voorhand van die Paasnaweek, Here, net met opregte harte kan besef u genade en u grootheid, Vader. Dankie, Here, dat ons hierdie nuwe onbekende week in 'n bekende God se hande kan plaas, Here. Dankie dat ons weet u is totaal en al in beheer. En Heilige Gees, kom en lei ons en bedien ons, Here. En wys ons, Here, dit wat u wil hê ons moet doen, daar waar u wil hê ons moet gaan, dit wat u wil hê ons moet doen, Vader. En vul ons met u goedheid, met u guns. En dankie, Here, vir hierdie genade wat ons so baie van hoor, wat ons so baie oor praat en wat ons so baie oor sing. Dankie vir u genade in Jesus naam. And Lord, we vow that all the glory, all the honor, and all the praise that we may ever accumulate in our lives be directly reflected unto you, because it's all about you, Jesus. En almal sê, amen en amen. Geseënde dag verder, dankie dat julle ingeskakel het. Totsiens.